Romeine 8 vers 31 tot 38. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. In die eerste klompie hoofstukke van Romeine verduidelik Paulus vir ons die evangelie. Hy sê die mens is sondig, maar God het hom nie in sy sonde gelos nie. Hy het sy seun Jesus Christus gestuur om vir ons sondes te sterf. Hy sê Jesus het uit die dood uit opgestaan. Hy sê dat ons die Heilige Gees van God af ontvang het. En dan kom sê hy in Romeine 8 vers 31, wat is dan nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? En dan sê hy, dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Het jy dit gehoor? Het jy dit jou eie gemaak? Weet jy vandag, God is vir jou. Wie kan teen jou wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om jou te red. Hy het jou uitgekies om sy kind te word. Daarom sê Paulus, niemand kan ons veroordeel nie, want Christus Jesus het gesterf, hy het uit die dood uit opgestaan en hy sit aan die regterhand van God, waar hy vir ons pleit, waar hy dag en nag vir jou en vir my intree. En dan vra hy die vraag, wie kan ons dan van die liefde van Christus skei? Is daar enige iets wat met ons kan gebeur in hierdie wêreld, wat ons kan skei van God se liefde, miskien lyding of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of swaard? Is daar enige iets? Nee, sê Paulus. Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie, want God is vir ons, hy het ons gekies om aan hom te behoort. Ek weet nie wat jou omstandighede op die oomblik is nie. Ek weet nie wat jou worstelinge is en watter dinge jy mee stryd voer nie, maar ek weet dit. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan jou van God se liefde skei nie. Aanvaar dit, hou daaraan vas en loof die Here daarvoor. Here, baie dankie dat U vir my is. Dankie dat U my uitgekies het om U kind te wees. Dankie Here Jesus dat U gekom het en in my plek gesterf het, vir my sondes aan die kruis gehang het. Dat U uit die dood uit opgestaan het, die dood oorwin het en opgevaar het na die hemel waar U nou aan die regterhand van Vader sit. Dankie dat U vir my intree elke oomblik. En dankie dat ek nou kan weet, niks en niemand kan my ooit skei van U liefde nie. Daarom loof ek U, daarom maak ek U naam groot, want daar is niemand soos U nie. Halleluja, prys die Here. Amen.